Maar kom ons sit net so, kom ek gee vir jou geleentheid om net rustig te word. Jy het dalk nou 'n besige dag gehad, met 'n klomp goed wat gebeur het, dalk maar so 'n bietjie gejaag om hier uit te kom ook. En ek wil vir jou geleentheid gee om net rustig te raak en vir Here te sê, maar hier is ek vandag. Dankie vir die hemelvaart, dankie dat ons dit kan vier. Maar kom praat vanaand, kom Heilige Gees en kom bedien my net vanaand. Kom wys my enkele waarhede wat ek moet hoor, sodat my lewe ook sal verander daardeur. Ek gee vir jou geleentheid om bietjie met die Here te praat. Vader, baie dankie dat ons op hierdie hemelvaartdag hier as gelowiges bymekaar kan wees, om sommer net daaraan terug te dink. Ons was nie daar nie, maar ons ervaar die effek daarvan. Dankie Here Jesus dat U plek daar aan die regterhand van die Vader ingeneem het. En dat U steeds heers met majesteit. En dat die heerskappy steeds oor hierdie hele ganse skepping sigbaar is. Ons kom vanaand en ons is hier in U naam bymekaar. En ons vra ook Heilige Gees, U wat uitgestort is ter wille van ons, dat U ons vanaand sal bedien met hierdie woord. Dat U in ons gees sal inspreek. Dat U ons kom leer oor die impak van die hemelvaart. Dat dit nie sommer maar net 'n gebeurtenis was nie, maar dat dit 'n radikale impak gehad het op die wêreld, soos wat ons dit vandag sien. Kom praat met ons, Here. Hier is ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, as 'n mens na die hemelvaart kyk, is dit ietsie wat baie keer sommer net vinnig by 'n mens verbygaan, want die Bybel het nie lang hoofstukke wat daaroor geskryf is nie, dis maar kort gedeeltes. Nou hier in Handelinge 1, daar vers 8, dan praat dit gebeur nou alles daar op die Olyfberg, en dan praat Jesus met sy disippels, en dan sê hy vir hulle, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Dit is wat hy vir hulle sê. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. So daar gaan hy in die hemel op, net sommer so ewe skielik. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, het hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Dis nou engele, hemelwesens. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou wanneer 'n mens kyk na die hemelvaart, dan wil ek eintlik sê die hemelvaart is soos 'n skenier. Nou as jy na 'n skenier kyk, daar's vir jou 'n prent van 'n skenier. Daar's nou 2 dele, maar wat maak daai 2 dele dan funksioneel? Wat maak van dit 'n skenier dat dit nie net stukke metaal is nie, is daai pen wat in die middel is. Nou wil ek vanaand maar net die stelling maak dat die hemelvaart is soos daardie pen wat deurgaan. Die pen wat goed vashou. Dis die sleutel tot baie goed van die Bybel, want ons sien, ons het Jesus se bediening aan die een kant, en dan aan die ander kant het ons die uitstorting van die Heilige Gees. En wat bind hierdie goed saam? Die hemelvaart. En waar ons gesien het, ons het 'n gewone, dan sien 'n mens kan 'n gewone lewe hê, of jy kan 'n geesvervulde lewe hê, 'n beperkte teenwoordigheid van Jesus,
en dan is daar die onbeperkte teenwoordigheid wat die Heilige Gees dan het. Maar die sentrale rol, die gemeene deler van al hierdie goed, is die hemelvaart. Die hemelvaart het 'n reuse verskil kom maak in die bediening, soos wat ons dit nog net nooit geken het nie. En die disippels dit ook nog nooit geken het nie. Nou ek wil vanaand sommer net so 'n bietjie agtergrondsinligting vir jou gee, want ons weet almal dat die hemelvaart het plaasgevind op die Olyfberg. Nou, hier het ek sommer so 'n prentjie vir jou gemaak. Kan julle almal dit mooi duidelik sien? Ek wil net seker maak. Is julle reg? Daar's hy. Dankie. Skitterend. Almal kan mooi sien. Ek is nou nie die beste kunstenaar nie, maar kom, ek gaan vir jou verduidelik hier. Want die Bybel is baie interessant, want as 'n mens gaan kyk na die hier het ons, daar het ons die Olyfberg. Louis, is dit moontlik om van daar af hierdie ligte af te sit? Nee. OK, maar ek dink julle kan sien. Daar het julle die Olyfberg. So daar het ek nou twee sulke wolkies geteken. Dit beteken, dis die Olyfberg, dis waar Jesus nou opgevaar het na die hemel. En dan sien ons in 'n teksgedeelte so Sagaria 14 vers 4, wat vir ons sê, weet jy wat, en hierdie gedeelte in Handelinge, soos wat hy opgevaar het, so sal hy ook weer terugkom hier. So gaan hy terugkom. So die Olyfberg speel 'n baie belangrike rol, want die Olyfberg is eintlik 'n plek waar daar baie trane gevloei is, baie gebede, profeseë oor hierdie ding. Daar's 'n klomp goed wat daar gebeur het. Nou die Olyfberg, daar kan jy sien, dis nou Jerusalem, en dis die tempel wat daar gebou was, die tempel wat Salomo gebou was. Kom ons praat van die eerste tempel, later, hy's mos afgebreek en toe bou hulle 'n tweede tempel, maar op dieselfde plek. Daardie plek, is die van julle wat nou al in Jerusalem was, sal weet, daar waar die tempel gestaan het, hulle noem dit die Tempelberg, of dit is op die berg Moria. Nou weet julle wat het daar ook gebeur? Ek het vir jou twee teksgedeeltes daar, 2 Korintiërs 3 vers 1 en Genesis 22 vers 2. Toe Abraham vir Isak gaan offer het, daar gewees. En interessant, dat Salomo later die tempel daar bou. En dan kan jy sien, van die tempel af, dis in Jerusalem, het ons net so, as jy gaan kyk, as jy bietjie gaan Google, dan sal jy sien, ek het dit dalk nou 'n bietjie dieper geteken as wat dit was, maar daar so vallei, die Kedron vallei. Nou in daardie vallei het daar ook 'n klomp goed gebeur, ek gaan jou nou vertel, en dan kry ons die Olyfberg. So as jy op die Olyfberg staan, dan sien jy die tempel, van die tempel af sien jy die Olyfberg, is so wat 600 meter uit mekaar uit as jy deur die vallei beweeg. En daar aan die agterkant, hoe sê hulle aan die noordweste kant, want hierdie is nou oos van die tempel, so noordwes is ook so wat 600 meter net buite die stadsmuur is Golgotha, daar waar Jesus Christus gekruisig is. Nou ek wil net vanaand vir jou 'n bietjie sê van die Olyfberg. Hoe belangrik dit is, net vir interessantheid, sodat ons onsself bietjie geografies posisioneer rondom die die hemelvaart. Nou as 'n mens kyk na die Olyfberg, ja, aan die voet van die Olyfberg was die tuin van Getsemane. Dis nou daar. En julle sal weet wat het alles gebeur in die tuin van Getsemane, want dit is waar Jesus baie keer gegaan het om te gaan bid het. Nou, hier het ek vir jou geskryf Dawid in 2 Samuel. En die groen streep wat dit wys. As jy 2 Samuel gaan jy lees van Dawid, wat ook daar gevlug het, deur die Kedron vallei, het hy gevlug na die Olyfberg toe hy moes vlug vir sy lewe, want sy seun wil hom doodmaak. En dan sien ons ook, en ons kan gaan lees in die boek Esegiel, toe die volk baie droog gemaak het, en die volk verskriklik sondig was, het die Here gesê, maar ek kan my nie meer assosieer met hierdie sondige volke nie. En toe sê die Here, maar nou gaan ek my teenwoordigheid wat altyd in die tempel was, want dis waar ek gewoon het, die Here wat tussen die volk wou wees, toe sê hy vir hulle, en jy kan dit gaan lees in Esegiel, die heerlikheid van die Here het ooswaarts wegbeweeg van die tempel waarheen, Olyfberg toe. Dit is wat Esegiel vir ons sê, dat die heerlikheid van die Here het daarheen
beweeg. En daar het ek vir jou Jesus voor hy gekruisig is, wat doen hy? Daar waar hulle die laaste maaltyd geëet het, waar dit ook al daar was, beweeg hy deur die Kedron Vallei en gaan hy hier na die tuin van Getsemane toe, daar waar hy gevange geneem is. En dan net voor dit, Jesus se intog in Jerusalem, waarvandaan af vind dit plaas, as jy dit gaan lees, van waar af praat hulle? Van die Olyfberg af, né? So dis interessant, die Olyfberg speel 'n baie belangrike rol. En hierdie Kedron Vallei wat hier is, tussen die Olyfberg, want hierdie is so wat 6 na 800 meter van die tempel af, as jy nou so afbeweeg. Nou hierdie vallei, het ek net vir jou hierso vir interessantheid gesit. Onder andere die konings, koning Asaf, Hiskia, Josia, baie van die konings wat regtig naby die Here geleef het, wat die tempel gereinig het van afgode en die land probeer reinig het van afgode, het die afgode verwoes en sommige van die afgode verbrand. En dan het hulle dit hier in die Kedron Vallei gaan gooi. So net so 'n bietjie agtergrond, so as Jesus dus opvaar van die Olyfberg af, is dit nie sommer maar net enige plek nie. Daar het regtig baie goed daar ook gebeur. So daar's 'n lang geskiedenis rondom die Olyfberg. En so dieselfde met die berg waar die tempel gebou is en hierdie Kedron Vallei. So dis hoe die Bybel eintlik so 'n bietjie in mekaar skakel. En nou sal jy vanaand vir my vra, maar okay, wat het al hierdie goeters dan nou te doen met hemelvaart? So wat is die impak van die hemelvaart op my lewe in 2026? Want dit moet in my lewe tog 'n verskil maak, want weet, nou ek vier dit elke jaar en ek dink elke jaar daarin dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. So maar wat is die impak daarvan? Wat 'n verskil gaan dit maak in my lewe? En ek dink die eerste verskil wat ons moet weet, is dat die hemelvaart, die feit dat Jesus opgevaar het, kom sê vir ons, dat sy werk op aarde, wat hy fisies hier teenwoordig was, dankie Louis, dat sy werk op aarde klaar was. 'n Gedeelte soos Hebreërs 1 vers 3 sê vir ons, uit Jesus straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand, nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het. So, weet, dis wat hy kom doen het onder andere, om aan die kruis te sterf ook, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. So hierdie gedeelte sê dan vir ons, toe Jesus opgevaar het hy gaan sit aan die regterhand van die Vader. In die eerste instansie is daar twee goed wat nogal belangrik is, wat belangrik is vir my en jou. Hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader. So hy het gaan sit. So dit beteken, sy werk is klaar. Die priesters wat byvoorbeeld in die tempel gewerk het nooit gaan sit nie, want daai offerhandes was net nooit klaar nie, so hulle was heeltyd besig gewees. En nou gaan sit hy, so daai werk is klaar, die offer wat hy gebring het, was volledig, was genoeg gewees. Die ouens wat in die tempel moes werk, daai offers was net nooit genoeg gewees nie. Maar Jesus se offer was volmaak, dis hoekom hy daar kan gaan sit het, maar nou sit hy aan die regterhand van die Vader. Dis 'n magsposisie, dis 'n posisie van autoriteit. Die hemelvaart beteken ook dat hy dis, sy naam dis eintlik verhef is bo alle name, en dat hy met daardie autoriteit en heerskappy, dat hy nou heers, so binne die geesteswêreld, is die naam van Jesus Christus baie belangrik, want hy sit aan die regterhand van die Vader, en die feit dat hy daar sit, kan jy gedeeltes gaan lees soos in die boek Hebreërs, dat wanneer ek en jy swaar kry, wanneer die lewe jou in 'n wurg greep het, dan maak die hemelvaart in my en jou lewe 'n verskil. Hoe? 'n Gedeelte soos Hebreërs 4 vers 16 sê vir jou, dat hy sê vir jou, dat ek kan met vrymoedigheid tot die Vader nader. Want dis 'n genade troon,
wat daar is. Want Jesus Christus sit daar. Jesus Christus tree vir my in by die Vader. Hy praat, my naam is op sy lippe wanneer hy met die Vader praat. En dis die voordeel. So wanneer ek hier worstel op aarde en dit gaan moeilik, dan weet ek kan met hom praat want hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy weet wat dit is om mens te wees. En dis hoekom ek enige tyd. En dis die wonder van die hemelvaart, dat ek met hom kan praat. Die tweede ding van die hemelvaart wat 'n verskil maak in my lewe, is dat hy steeds eintlik teenwoordig is, maar nou net op 'n ander wyse. Toe Jesus op aarde was hy beperk, soos wat ons maar beperkend is. Hier waar ek is, kan ek bedien, ek kan mense help ensovoorts, maar ek kan nie mense help 'n kilometer hier vandaan af nie, want ek is nie daar nie. Ek is nou net hier en hier waar ek mense kan help. En dis dieselfde was met Jesus. Daar waar hy beweeg het, kon hy wonders doen, kon hy gelykenisse vertel, maar hy kon nie terselfdertyd op ander plekke wees nie. En Jesus se droom natuurlik was dat die koninkryk, hy het van die begin af, van sy bediening af, gaan lees bietjie, van dat hy begin bedien het hy vir die mense gesê, die koninkryk van God, of soos wat Matteus sê, die koninkryk van die hemele, menende, ons moet kinders word van God, ons moet soveel as moontlik mense bymekaar maak, om deel te word van hierdie koninkryk. So sy droom is ook, om God te kom bekendstel, hy sou daardeur ook vergifnis bewerk aan die kruis, maar om hierdie koninkryk uit te brei. Maar nou sou mens dink, okay, hy het tot op 'n punt gegaan. Nou vaar hy op na die hemel toe. En jy weet mos hoe werk dit. Jy het 'n droom. En sodra jy nou nie meer daar is nie, dan is dit asof daardie droom so bietjie vaag is, want almal koop nie noodwendig in op die droom wat jy gehad het vir 'n maatskappy of vir 'n gemeente of vir 'n bediening nie. Almal koop nie in nie, so hulle los dit baie keer. So Jesus het nou hierdie droom gehad oor die koninkryk van God. En weet jy wat gebeur nou? Nou vaar hy op na die hemel, so wat word van hierdie droom? En die interessante daarvan is, hierdie droom ontplof. Hierdie droom vermenigvuldig net. So wanneer hy opvaar, dan gebeur iets anders. So die hemelvaart kom sê vir ons dat hy nou op 'n ander manier teenwoordig is, deur die Heilige Gees. En deur die Heilige Gees, gaan lees die boek Handelinge, sien jy hoe hierdie droom van die koninkryk van God net eenvoudig uitbrei, van Jerusalem af, Judea, Samaria, oralste in die hele wêreld. So dit het 'n enorme effek gehad. So Jesus se bediening van 3 jaar, die impak later is baie groter as sy impak oor daai tydperk van 3 jaar. Ek weet, ek het weer gaan kyk, ek weet nie wie van julle kan onthou nie. Ek wil nou nie Louis se voorbeeld weer gebruik het nie, maar hy het verlede jaar 'n skitterende voorbeeld gebruik rondom hemelvaart. Ek weet nie wie van julle kan dit onthou nie. Hy het 'n brystablet gevat, en toe het hy dit geïllustreer, so nou kan jy dalk onthou, 'n brystablet gevat, en gesê, maar hierdie brystablet kan net op een plek wees. So wanneer ek kom, en toe het hy hom in 'n beker water gegooi, en as jy hom in die beker water gooi, dan los hy op, dan vul hy die hele beker, en daardie beker water kan jy dan nou in klomp verskillende glase gooi, maar die teenwoordigheid van die brystablet is in die water. En dit is presies dieselfde effek wat ons gekry het met Jesus wat opvaar na die hemel. Met die uitstorting van die Heilige Gees is hy nou op 'n ander wyse hier, wat hy nog steeds daar is, maar hy bemagtig ons. En ons het nou Sondag begin Pinkster, so ons gaan bietjie daarby stil staan. Maar ek het vir jou 'n ander voorbeeld en ek gaan dit gou illustreer. Ek praat met jou, jy sien my hierheen beweeg, maar as ek hier agter gaan en ek sou nou afbuk, en dan kan jy my nou nie meer sien nie, maar jy kan my hoor. En dis presies dieselfde. Jesus het opgevaar na die hemel, maar dit beteken nie dat hy nie hier is nie. Hy's net op 'n ander manier hier. En die wonderlike daarvan is, in my en jou daaglikse lewe,
waar ek en jy dalk ook worstelinge het en swaar kry, of wat ook al, dan wonder ons, dit sou fantasties gewees het, as hy net hier by my was. As ek met hom kon praat. Maar nou die hemelvaart plaasgevind. Maar jy moet verder kyk. Want wat het na die hemelvaart plaasgevind? Die hemelvaart het die uitstorting van die Heilige Gees moontlik gemaak. En sê nou, jy het hom nodig, maar hy's by iemand anderste. Maar nou met die uitstorting van die Heilige Gees is hy binne in jou. En dis die wonder van alles, dat hy binne in jou is. Dit maak die hemelvaart soveel beter, want onthou hy het beloof, Johannes 14, Johannes 16, as jy dit gaan lees, het hy vir ons gesê, ek moet weggaan, maar ek stuur vir julle 'n ander voorspraak. Ek gaan julle nie wees agterlaat nie. So moenie dink in hierdie wêreld dat jy 'n weeskind is nie. Want hy het die Heilige Gees binne in jou gesit. Hy wandel saam met jou. En die amazing daarvan is, hy kan dieselfde tyd sit aan die regterhand van die Vader, het hy mag en autoriteit. En nou kom ons by die ander ding, want onthou, wat het hy vir hulle gesê, die derde ding wat die hemelvaart op ons van toepassing is, jy het 'n opdrag gekry. Want wat sê hy voordat hy opgevaar het na die hemel? Sê hy vir die disippels, julle moet die koninkryk uitbrei. Gaan verkondig, gaan maak disippels, gaan vertel vir hulle wie en wat ek is. So, as jy, kom ek verduidelik het so, ek het dit al een Sondagoggend verduidelik, maar kom ek verduidelik het weer. As jy 'n gelowige word, of kom ons sê jy's nie 'n gelowige nie, hierdie persoon is nie 'n gelowige nie, nou hoor hy van die hemelvaart, en die opdrag, om die koninkryk uit te brei, maar dit kan jou nie veel skeel nie, dit pla jou nie veel nie, want jy verstaan nie al die goed nie, jy weet nie hoe dit werk nie. Hierdie persoon het 'n ontmoeting gehad met Jesus Christus. Hierdie persoon het dan sy lewe gegee vir Jesus Christus. So wat sê ons as jy jou lewe gegee het vir Jesus Christus? Hy sê eintlik vir ons, dan word jy mos nou weer gebore. Ek lyk dan nie anders nie, maar hoe is ek dan nou weer gebore? Baie eenvoudig, julle sal dalk die voorbeeld onthou, as jy 'n wasmasjien het by die huis, nou 'n wasmasjien kan nogal 'n ingewikkelde ding wees, want daar's 'n klomp knoppies daarvoor, en hang af wat jy wil was, hoe lank jy dit wil was, teen watse temperatuur jy die goed wil was, kan jy nou al daai knoppies druk of goed draai, en dan doen die wasmasjien dit wat jy vir hom gesê het. Maar wat doen dit? Hy het 'n stuk harde ware wat ons praat, sy moederbord is mos nou daar, wat vir jou presies sê, as jy hierdie knoppie druk, dan gaan hy dit doen. Sou ek vir die wasmasjien 'n ander moederbord insit, dan gaan hierdie knoppies dalk ander goeders doen. As ek en jy tot bekering kom ons gaan weer terug na hierdie persoon toe. Hierdie persoon word gebore, leef 'n lewe, het 'n moederbord, kom ons sê 'n moederbord, want jy moet kan funksioneer, maar hierdie moederbord is nie geprogrammeer om enigsins om te gee oor die koninkryk van God nie. Hierdie moederbord is nie geprogrammeer om onder leiding van die Heilige Gees, geesvervuld te funksioneer nie. Maar, hierdie persoon wat sy lewe vir die Here gegee het, as jy tot bekering kom, dan gebruik hy die woord wat sê, jy word vanuit God gebore, jy word weer nuut gebore. So, wat sê dit vir ons in daai, as ek daai metafoor gebruik? Hy sê, ek haal die ou harde ware uit jou uit, en ek sit vir jou nuus in. Ek kom sit vir jou 'n nuwe moederbord in jou lewe.
wat geherprogrammeer is. Jy lyk buite nog dieselfde, maar jy gaan anders te begin dink. En jy gaan anders te begin optree, want jy het 'n nuwe moederbord in, want jy is nou vanuit God gebore. En nou, sit jy hier, en jy hoor, maar jou opdrag, wat Jesus gegee het, omdat hy opgevaar het na die hemel is, gaan maak disippels. Gaan uit, gaan verkondig, leef dit, praat dit. En weet jy wat? Jy is nou geprogrammeer, omdat jy 'n wedergebore kind van God is, om dit te doen. En weet jy waar is jy nog anders te geprogrammeer? Want hier staan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sodat jy hierdie opdrag wat ek vir jou het kan gaan doen. So jy is geprogrammeer om nie dit op jou eie te gaan doen nie, maar met die krag van die Heilige Gees. Dis hoe jy geprogrammeer is. Ek en jy is so geprogrammeer om dit te doen. En die hemelvaart het hierdie goed moontlik gemaak. Want nou kan ek en jy uitgaan, en ek en jy kan, onder leiding van die Heilige Gees, kan ons dit gaan doen. Al wat hy vra is, wees beskikbaar. Ek het vir jou alles gegee wat nodig is. En onthou nou, as hy vir jou die Heilige Gees, wat is nog, kom ek sê gou vir jou, wat is nog geprogrammeer hierin? Al die gawes van die Gees. Al die gawes van die Gees wat in die hemel is, so skryf Paulus. So binne in jou is alles wat nodig is. Elkeen van ons het dit. Elkeen van ons wat die Here liefhet, wat in verhouding met hom leef. Is alles binne in jou. Jy is geprogrammeer daarvoor. Jy is nie geprogrammeer vir iets anders te meen nie. As jy so geprogrammeer is, dan moet ek en jy dit begin leef. En die hemelvaart kom sê dit vir ons. So, die vierde ding, wat hy vir ons sê, die hemelvaart kom gee vir ons ook beloof dat hy weer gaan kom. Want daai prentjie wat ek gehad het, was in Sagaria sê hy, maar hy gaan weer kom. Hy gaan weer op die wolke kom. Johannes 14 vers 1 en 3 sê ook vir jou, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, en as jou plek gereed is, dan kom ek. En ons weet, gaan lees die boek Openbaring, hoe alles gaan begin gebeur, vir sy koms na hierdie wêreld. Nou kom ek gee vir jou 'n stuk hoop. Omdat hy opgevaar het, is die hoop daarin dat hy weer gaan terugkom. Maar wanneer hy terugkom, dan is dit die herstel van alles. So al die swaar kry, al die pyn, lyding, hartseer, alles, kom hy herstel. Hy kom dit herstel. So nou sien jy vanaand dat die hemelvaart is nie sommer net Jesus wat opgevaar het nie. Die hemelvaart het met ons lewe te maak. Met die hemelvaart het Jesus nie aan homself gedink nie. Soos wat hy aan die kruis ook nie aan homself gedink het nie, maar aan jou en my gedink het. So met die hemelvaart ook. En dis hoekom hy vir ons die Heilige Gees gestuur het, dat ons nie alleen is nie. Dat hy net nou in jou woon. En dit het die hemelvaart moontlik gemaak. En is my gebed dat die hemelvaart jou sal aktiveer vir die werking van die Heilige Gees. En laat die hemelvaart vir jou hoop sal gee om hier aan te gaan ten spyte van omstandighede. En laat die hemelvaart jou laat uitsien na Jesus wat weer kom. En dat jy eintlik op die uitkyk is vir die dag wanneer hy kom. Dat jy leef met daai verwagting. En is regtig my gebed dat die hemelvaart wat 'n realiteit is, maar die gevolg daarvan en die werking van die Heilige Gees vir jou lewensveranderend sal wees. En dis my gebed dat die Here met die Pinkster, dat hy dit vir ons sal uitwys en dat ons ietsie daarvan sal ervaar.
en dat hy ons geestesoë sal oopmaak ook. So. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Hemelse Vader, die woord sê vir ons en ons glo dit dat Jesus tans daar aan u regterhand sit. Dankie dat u Jesus gestuur het. Maar terselfdertyd is ons dankbaar dat u hom ook weer sy regmatige plek in die hemel daar by u laat opneem het. Want vandag het ons in wese u wat in ons woon en u wat deur ons werk. En ek kom bid vir elkeen wat hier is, Vader, u ken elkeen, hy ken ons omstandighede, hy weet alles van ons af. Maar ek kom bid vir die volheid van die Gees en vir die Heilige Gees om net te begin werk. Ek bid vir ons beskikbaarheid vir die werking van die Gees. Dat ons lewe op alle terreine, alle fasette van ons lewe sal oopstel en beskikbaar stel vir u werking, Heilige Gees. Kom help ons daarmee. Kom help ons dat die realiteit van die hemelvaart in ons daaglikse lewe sal grondvat. Seën ons asseblief, Here, dat ons kan uitgaan en 'n seën vir ander kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen.